U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Goeiemôre, ek hoop jy het al daardie lekker koppie koffie van jou nader getrek. Dit is Sondag 12 April. 'n Wonderlike, pragtige nuwe dag breek aan. En dis wonderlik, altyd, want dit is die dag wat die Here dit gemaak het. Vanoggend wil ek met jou ietsie deel oor wonderwerke. Ietsie waaraan bitter min van ons mense, en ongelukkig moet ek dit bysê, ons gelowiges, ons Christene, ook min investeer in of min glo deesdae meer. Die wêreld is so besig om ons, en ons is so besig in die wêreld, dat ons nie meer dit raak sien nie. Juanita Grobler skryf op haar page, pragtige jy is genoeg as volg. Daar is wonderwerke wat God in die openbaar laat gebeur. Die soort wat mense laat stilstaan en sê, "Sjoe, kyk wat het die Here gedoen." Maar dan is daar ander. Die soort wat hy bære vir die plek waar jou hart nog rou is, waar jou hande nog bewe en waar jou asem nog kort is as gevolg van die laaste storm. Die weduwee het daardie soort geken, met leë kruike wat so stikkende gebede oor haar vloer versprei lê, en 'n tekort wat soos 'n koue wind teen haar rug gedruk het sy iets gedoen wat vir die wêreld naïef sou lyk. Sy het die deur toegemaak, nie om weg te kruip nie omdat sy bang was nie, maar omdat sy 'n besluit gemaak het wat net geloof kan maak. Ek vertrou God so volledig, dat ek nie eers wil hoor wat ander dink nie. Ek sien dit as klaar gedoen. Daardie deur was nie 'n grens nie. Dit was 'n verklaring, 'n profetiese gebaar, 'n sagte skreeu van geloof wat gesê het, ek glo U sal voorsien, ek glo U sal vermeerder, ek glo U sal doen wat U gesê het. Sy het die deur toegemaak omrede sy geweet het dat geloof soms die geraas moet uitsluit om die fluistering van God te hoor. Agter daardie deur was daar geen toeskouers nie, geen opinies nie, geen mense wat haar tekort meet of haar logika bevraagteken het nie. Net 'n vrou, haar kinders, 'n klein kruik olie en 'n woord van God wat sy vasgehou het soos asem, en dit was genoeg. Sy het logika buite gehou wat wou sê, dit is te min. Sy het vrees buite gehou wat sou fluister, dit is verby. Sy het selfs die behoefte om te verstaan buite gehou, want geloof vra gehoorsaamheid. Sy het die olie begin uitgiet, nie omdat sy oorvloed gesien het nie, maar omdat sy alreeds die uitkoms in haar hart gesien het. Sy het gegiet asof dit klaar gedoen was, asof God alreeds voorsien het, asof die kruike alreeds vol was. En druppel vir druppel het die belofte begin ontvou. Die olie het nie geluister na beperking. Die tekort het nie 'n sê gehad nie. En in daardie afgesonderde heilige ruimte het God gedoen wat net God kan doen. Hy het vermeerder wat onvoldoende lyk, totdat dit oorloop in meer as genoeg. Die olie het nie ophou vloei omdat God klaar was nie. Dit het opgehou toe daar nie meer kruike was nie. Want God vul altyd die kapasiteit wat jou geloof durf voorberei. Hy vul altyd die ruimte wat jou gehoorsaamheid oopmaak. Hy vul altyd die plek wat jou vertroue vir hom ooplos. Mooiste mens, dit is tyd om die deur toe te maak. Nie om weg te kruip nie, maar om 'n verklaring te maak om te sê, ek vertrou God so volledig, dat ek nie meer 'n plan B nodig het. Ek sien dit as klaar gedoen.
Dit is tyd om die geraas buite te laat. Tyd om die behoefte aan verduideliking stil te maak. Tyd om jou laaste bietjie hoop, jou klein kruik geloof en jou brose vertroue voor God uit te giet. Want wonderwerke begin nie met oorvloed nie. Dit begin met totale oorgawe, met 'n deur wat toemaak en 'n hart wat sê, Here, ek glo U. En wat God agter jou geslote deure doen, in die plek waar geloof rou en eerlik en onverdeeld is, word dikwels die getuienis wat geen menslike hand ooit sou kon skryf. Maak die deur toe, nie omdat jy alleen is nie, maar omdat jy uiteindelik verstaan, dit is nou net jy en God. En dit is waar wonderwerke alreeds begin het. Ek wil nou sê, soos die Engelsman sê, enough said. Nee, dit is so, elke woord is so waar en so verduidelikend en so heilig. En ek wil vanoggend vir jou sê, en self myself ook sê, kom ons maak die deur toe op ongeloof. Ons eie en ander sinne. Kom ons maak die deur toe op ons eie en ander mense se opinies. Maak nie saak wie dit is nie. Of dit mense in jou huis is, of dit jou beste vriende is, of dit werkskollegas is, of dit mense is wat jy dalk se opinies hoog ag of hoog geag het tot nou toe. Somstyds moet jy doen wat die Here sê, wees stil en weet wie ek is. Weet ek is. God is altyd genoeg, meer as genoeg. Kom ons maak die deur toe, op ongeloof, op opinies, op twyfel, op vrese. En kom ons gooi daardie kruike, met daardie klein druppeltjie wat ons het. Al is dit min, al is dit net 1 druppel. Kom ons vat daardie kruik, en ons pak vir ons 'n hordeskruik uit, soveel soos wat ons glo, die Here gaan vir hom. Ons maak die deur toe, en ons begin dankie sê, vir elke druppel, elke kruik, en ons hou vas daaraan, en ons hou nie opgooi, tot die laaste kruik oorloop nie. Be blessed, and always, always, be that blessing too. We love.